Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Ons stap hierdie week bietjie deur die boek van Haggai. Haggai is natuurlik die 10de van die 12 klein profete wat deel vorm van die Nephiim of die profete, natuurlik die 3de deel van die Ou Testament. Haggai profeteer oor 520 voor Christus wanneer die Israeliete terugkom van Babylon na vervalle en 'n verwoeste Jerusalem. Ons kyk vandag na Haggai 1 vers 1 tot 11 met die vraag: hoekom God sy huis eers bou? Want God beloof. Kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Haggai 1 vers 1 tot 11. In die tweede regeringsjaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Here by die monde van die profeet Haggai gekom, tot Zerubbabel, seun van Shealtiel en streeksgouverneur van Juda, en tot Joshua, die hoofpriester en seun van Jehosadak. So sê die Here, heerser oor alle magte, hierdie volk sê, die tyd is nog nie ryp om die Here se huis te herbou nie. Die woord van die Here het gekom by die monde van die profeet Haggai. Is die tyd dan wel vir julle ryp om in huise met houtpanele te woon, terwyl hierdie huis 'n bouval is? Daarom, so sê die Here, heerser oor alle magte, neem ter harte wat julle beleef het. Julle het baie gesaai, maar dit het min opgelewer. Julle eet, maar word nie versadig nie. Julle drink, maar julle dors word nie geles nie. Julle trek aan, maar word nie warm nie. Wie homself uithuur, doen dit vir 'n beursie vol gate. So sê die Here, heerser oor alle magte, neem ter harte wat julle beleef het. Gaan teen die berg uit, bring hout en herbou my huis. Dit sal vir my vreugde verskaf en ek sal daardeur verheerlik word. Dit is wat die Here sê. Julle verwag baie, maar kyk, julle kry bloedwyning. As julle iets huis toe bring, blaas ek dit weg. En waarom? Omdat my huis 'n bouval is, terwyl elkeen van julle rondhardloop vir sy eie huis. Dit is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Daarom het die hemel bo julle die dou terughou en die aarde sy opbrengs. Ek het droogte uitgeroep oor die land en oor die heuwels, oor die koring, die nuwe wyn en die olie, oor alles wat die grond opgelewer het, oor mense en diere en alles wat met moeite tot stand gebring is. So verder aan die woord van die enigste en lewende Here. Hoekom God se huis eers bou? Want God beloof. Stel jou voor, jy is terug in 520 voor Christus, in 'n verwoeste Jerusalem. God se volk het uit ballingskap gekom van Babylon af, om die tempel te herbou, maar hulle raak besig met hulle eie huise. Met luukse huise, met mooi afgewerk is, terwyl God se huis vervalle is. Haggai vertel vir ons hoe God deur die profeet Haggai praat, en die vraag vra, is die tyd dan wel vir julle ryp om in huise met houtpanele te woon, terwyl hierdie huis 'n bouval is? Neem ter harte, sê die Here, wat julle beleef het, julle het baie gesaai, maar dit het min opgelewer. Hy sê vir hulle, julle het geëet, maar julle is nie versadig nie. Julle drink, maar julle dors word nie geles nie. Julle trek aan, maar julle word nie warm nie. En dan hierdie woorde, wie homself uithuur, doen dit vir 'n beursie vol gate. Hoekom? Want die volk het God se werk verwaarloos. Hulle het eers op hulle eie gemak gefokus, op hulle eie gerief, en selfs dan het hulle nog steeds swaar gekry. Hulle beleef swak oeste, leë sakke, 'n lewe wat leeg voel, en dan gee God die opdrag in vers 8, gaan teen die berg uit, bring hout, herbou my huis. Dit sal vir my vreugde verskaf en ek sal daardeur verheerlik word. Hoekom? Want as hulle God se huis eers stel, beloof hy sy guns en seën. Hoekom is dit belangrik vir ons? Want wanneer ons God se werk eers stel, bring dit seën in ons lewe. Nie omdat God met ons in 'n ruiltransaksie ingaan soos 'n winkel nie, maar want God het die wêreld geskep en hy weet wat beter is vir ons. Die Bybel leer ons immers in Deuteronomium 28
dat gehoorsaamheid aan God se roeping lei tot sy sorg en vrede. Dit gaan nie altyd oor geld of goed of dinge nie, maar oor 'n lewe met betekenis en vreugde. As ons, as feilbare mense, is dit maklik om eerder op ons eie werk, ons eie skool, ons eie vriende of self ons eie foon te fokus. Maar God vra, waar is jou hart? Is jy besig met jou eie huis, jou werk, jou status, jou gemak, of is jy besig met sy werk, soos gebed, kerk en om ander te help? Beteken dit dat jy nie jou eie huis mag bou nie? Nee. Jy moet immers God daardeur verheerlik om jou eie huis te bou. Maar dit beteken wel, dat wanneer jy God se werk eerste stel, beloof hy om vir jou te sorg. Dit beteken dalk om tyd te maak vir Bybelstudie, om vriende of kollegas te help, of om jou geloof uit te leef in jou werk of by jou skool, selfs al is dit nie gewild nie. Hoe kan ons hierdie konseptualiseer? Dink aan 'n jong boom wat in 'n tuin groei en besig is om skeef te groei. Terwyl die boom nog klein is, kan jy dit regtrek, miskien met 'n ysterpen. Dis raak dan baie moeilik as jy dit nie doen nie, om 'n groot boom terug te trek waar jy dalk kettinge en kabels moet gebruik. En daarom som ek hierdie op met die woorde put first things first. Sit die eerste dinge eerste. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n nuwe week en dat U ons deur Haggai leer dat ons U huis moet eerste stel in ons lewens. Help ons deur U Gees om U eerste te stel in ons lewens en om ons eie huise te bou tot eer van U naam. Ons bid hierdie nie omdat dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, wat in ons plek aan die kruis gesterf het vir ons sondes. In sy naam alleen. Amen. Dit is dan ons oordeenking vir vandag en ek het 'n uitdagingsvraag vir julle vandag. Wat is een klein stap wat jy vandag kan neem om God se werk in jou lewe eerste te stel? Dink daaroor terwyl jy deur jou dag gaan en jou dag beplan en dan sien ek julle môre vir ons Dinsdag oordeenking.